Goeiemôre boeties en sissies, baie welkom by vanoggend ons tweede advent Sondag. Ons het verlede week die eerste kers aangesteek, hoop. Vanoggend is dit dan ons voorreg om die tweede kers aan te steek, vrede. Ons is in 'n tyd van afwagting om die koms van Jesus na hierdie wêreld te vier, sy eerste koms. En ons is op reis na sy tweede koms. En in hierdie adventtyd, die 4 Sondae voor Kersfees, het ek en jy geleentheid om ook weer eens te besin oor nie net sy koms nie, maar hoe dit my en jou lewe elke dag raak, en hoe ek en jy die verskil leef in ons gebroke wêreld. Vanoggend is dit ons voorreg dan ook om die doop te kan bedien aan 3 kindertjies waarvan een 'n tweeling. So ons wil baie graag welkom sê aan al die familie wat vandag hier is. By voorbaat geluk aan elkeen. Dis 'n besonderse mylpaal as 'n familie saam is. En ja, ons staan in die tradisie van Abraham, Isak en Jakob. En steeds is die Here getrou en daardie geslagtelike oordrag vier ons ook vandag. Die feit dat die Here kom sê, neem kennis, geloos familie. Hierdie driekies is myne. Ek het hulle in die moederskoot kunstig aan mekaar geweef. Ek vertrou hulle aan julle toe. Wy hulle aan my, maak hulle groot dan ook in my wee. Vanoggend het ons die voorreg om die oupa van die tweeling hier by ons te verwelkom, Dr. Pieter van Jaarsveld. Pieter, baie welkom. Baie dankie dat jy ook vanoggend die woord met ons bedien en ons vra die Here se seën ook op dit wat gebeur. Maar baie welkom en baie dankie. Julle kan my hoor. Baie dankie vir die vriendelike verwelkoming en die voorreg om vanmôre weer die woord van die Here hier in Wilgespruit te kan bedien. Mag die Here ons saam wees ook hier op hierdie besondere oggend. Baie ryklik seën. Josef en Maria het 5 seuns gehad en ten minste 2 dogters. Jesus was die oudste seun. Die tweede seun was Jakobus. Hy was die eerste amptelike leraar van Jerusalem. En hy was ook die eerste moderator van die, kan ons sê, van die destydse kerk. En dan het hulle 'n derde seun gehad met die naam van Judas. Nie Iskariot nie, maar die skrywer van die brief wat ons vind in die Nuwe Testament net voor Openbaring. En ek wil vanmôre wil ek baie graag hierdie slotgebed van Judas, die broer van die Here Jesus, wil ek baie graag hier gebruik, hier voorlees aan julle voor ons die diens begin. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees. Ek wil vanmôre baie graag die doopformulier, verkorte doopformulier, aan julle voorhou met die oog op die doop van hierdie 3 babas. Die vraag wat gevra word hier op 'n stadium is, waarom ons doop? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van die gelowiges, het hy gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag in al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en nagmaal as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon
en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. En as teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Kinders van gelowige ouers moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is gesinne ook in die Nuwe Testament gedoop waar die ouer of een ouer tot geloof gekom het. Al verstaan ons kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid hiervan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade deur die ouers in hulle geval die inisiatief neem vir hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. En daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos wat hulle groot word oor die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Ek wil nou die volgende ouers vra om vorentoe te kom en dan ook vir Dominee Henny West vra. Ek wil dan vir Cameron en vir Elma Fraser vra en Jason en Joaline De Bruin om vir ons net vorentoe te kom asseblief. Nou ja, Cameron, Elma, Jason, Joaline, daar's nou 4 vrae waarop julle moet antwoord. Die eerste is, glo julle in die drie-enige God soos in die Bybel aan ons bekend gemaak? Die tweede, aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word en ook hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? En ten derde, bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade in Christus Jesus aan hom behoort en daarom tot lidmate van sy kerk gedoop behoort te word? En ten vierde, beloof julle om hierdie kinders volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van ons kerk op te voed, vir hulle voorbeeld en lewenstyl te wees en om die gemeente toe te laat om vir julle as ouers hiermee te help? Cameron en Elma, wat is julle antwoord? En dan Jason en Joaline, wat is julle antwoord? Kom ons. John James Fraser, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Knox Pieter Fraser, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Lemay De Bruin, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, wat 'n voorreg dat ons ook vanoggend 3 keer kon beleef
dat U kom sê, jy is myne, ek het jou by die naam geroep, jy is vir my kosbaar. Ek ag jou hoog, ek gee my seun in ruil vir jou lewe. Ek weet wat ek vir jou beplan. Ek wil vir jou 'n verwagting gee. Dankie Here dat ons hierdie 3 kindertjies vanoggend uit U hand kan ontvang en deel kan wees van 'n reis waar ons U verwagting, hulle verwagting maak. Dat hulle die lewe aanpak, Here, met 'n medereisiger, God die almagtige Skepper. En soos hulle groter word tot besef kan kom, Here, maar U is ook inwonend deur die Gees, hulle medereisiger. Dankie vir ons as ouers, as grootouers, as familie, maar ook as 'n geloofsgemeenskap, dat ons saam verantwoordelikheid kan neem. Ons eer U vanoggend as die gewer van alle lewe. En Here, ons eer hierdie ouers wat vanoggend gesê het, Here, ons aanvaar die verantwoordelikheid om ons kindertjies groot te maak in die weë van die Here. Gee dat ons hulle sal bystaan, Here, dat ons hulle in gebed aan die voete sal sit, dag en nag. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Oorhandig aan elkeen ook graag 'n geskenkie. Pieter, as jy dalk vir die tweeling se geskenkies net sal hanteer. En hierdie geskenkie is 'n kombersie, en dit is dan spesifiek vir die pappas, om hierdie kombersie te gebruik, om ook oor Lomei te gooi, en die tweeling as hulle slaap, en dan vir hulle as pa van die huis aan die Here op te dra, hulle te seën, en hulle in sy teenwoordigheid te plaas. Vir mamma, daar's 'n kersie op elke herdenking van hulle doop, om dit aan te steek, hoe die lig van die Here ook in en deur hulle skyn. Baie, baie geluk. Baie geluk julle, hoor. 'n Pragtige ou dogtertjie. Ja, jy lyk soos daai een siekie mens skot. Die van julle wat julle Bybels hier het, kan oopmaak by Jesaja 55. Jesaja 55. Kom ons sit net so dan. Buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, aan U kom al die lof en die eer en die dank en die aanbidding toe vir hierdie besondere mooi dag wat U vir ons gegee het. Al die eer aan U. Baie dankie dat U met ons nou gepraat het deur die doop. Dat U ook van tyd tot tyd in die jaar met ons praat deur die nagmaal, maar dat U ook met ons praat deur die woord. En nou kom bid ons Here dat U vanmôre ook deur die woord aan die woord sal kom, dat U, Here, vanmôre so helder en duidelik tot ons sal spreek, en dat ons vir U sal hoor, dat ons U sal sien, en ons vra dit vanmôre in groot afhanklikheid, maar ook met groot verwagting in Jesus se kosbare naam. Amen. Jesaja 55, van die eerste versie af. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie. Kom, koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe, luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie.
Die nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, ter wille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde paaie laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my optrede nie, julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en boom en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle uit jubel en juig en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van 'n doringbos sal daar 'n sipres opskiet. In die plek van 'n dissel sal daar 'n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. Ek gaan net terug. Daar sê. Broers en susters, ek wil met dit op 'n baie persoonlike noot baie graag begin. Elma het vir my gevra, dis ons dogter, of ek nie asseblief met die doop van die tweeling Jesaja 55 as 'n moontlikheid sal oorweeg nie, en dan spesifiek te kyk na vers 8. My gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede nie soos myne nie. Nou wil ek net hierdie persoonlike stukkie aan julle oordra en vir julle sê dat Elma aan die einde van verlede jaar reeds by die Huguenote College in Wellington geregistreer was om aan die begin van hierdie jaar 'n BTH graad in die teologie aanlyn te doen, om haar ook as 'n predikant te bekwam. En toe kom die swangerskap en die geboorte van die tweeling, en die planne wat hulle gehad het, moes uit die aard van die saak nou verander geword het. En so dat hulle moet nou eers na iets anders kyk, en op 'n manier is dit asof die Here vir hulle wou sê dat hy vereers ander planne met hulle lewe het, en die teks wat so tot haar gespreek het was Jesaja 55 vers 8. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En haar versoek het my nou gelei om so 'n bietjie na hierdie hoofstuk te gaan kyk in sy konteks en te probeer verstaan wat die Here se boodskap vir Israel van destyds was, en dan ook hoe ons dit spesifiek vir ons lewe kan toepas, en dan nog 'n tree verder te gaan om te gaan kyk, maar wat sê die teks vir ons, die gedeelte, ook ten opsigte van die spesifieke tyd van die kerkjaar, naamlik Advent, waar ons die geboorte van Jesus kom vier. En kom ons maak net weer vir oggend die tema vas. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En vriende, nou wil ek vir julle sê, om te probeer verstaan, moet ons net gou na die breër konteks kyk voordat ons na die gedeelte self kyk. En dit is om vir julle vanoggend net te sê dat die Jesaja, die profesie van Jesaja soos ons dit in die Ou Testament het, is eintlik 3 Jesajas, 3 profete. Die eerste Jesaja het opgetree hier hoofstuk 1 tot 39 in die periode voor die Babiloniese ballingskap, toe koning Nebukadneser in 597 die volk van Juda weggevoer het Babilonië toe. Die tweede Jesaja, dis nou hoofstuk 40 tot 55, het opgetree tydens die Babiloniese ballingskap, so vir 70 jaar tot met die val van die Babiloniese ryk in 539 voor Christus.
Die derde Jesaja, wat ons nou sy profesie lees van Jesaja 56 tot 66, was die derde Jesaja wat opgetree het ten tye nadat die volk al uit die ballingskap uit teruggekom het en hulle self weer in hulle geboorteland gevestig het. Nou die teksgedeelte Jesaja 55 vorm die epiloog, of kan ons nou sê die slotgedeelte van die tweede Jesaja, toe die Here deur hom aangekondig het dat die ballingskap is verby, dat hy vir hulle, soos wat hy vir hulle beloof het, na hulle land van oorsprong sal laat terugkeer. En as ons nou baie mooi na die gedeelte gaan kyk, hoofstuk 55, dan is daar 3 sake wat baie sterk na vore kom. Die eerste is vers 1 tot 5, handel oor 'n uitnodiging. Die tweede, 'n bemoediging, dis vers 6 tot 11. Die derde is 'n versterking, vers 12 en 13. Maar kom ons kyk in die eerste plek te vanoggend dan na die uitnodiging. Daardie eerste gedeelte in die hoofstuk. Nou vriende, wat vir ons baie duidelik is dat die ballingskap het sy tol geëis. Die volk kon nie verstaan na al die jare waarom hulle in ballingskap moes gegaan het nie. Hulle daar in die vreemde land het hulle geworstel met hulle geloof. Hulle was verneder. Hulle was in 'n sekere sin het hulle slawe geword. Hulle het hulle land en hulle eiendom verloor. Hulle het hulle vryheid verloor en hulle het nie meer geweet wat om te glo en wat om nie te glo nie. Want God het dan 'n verbond met hulle voorvaders gesluit, waarin die Here beloof het dat hy onder alle omstandighede hulle God sal wees, dat hy vir hulle nooit sal verlaat nie. En hoe moet ons dan nou ons situasie verstaan? En dwars deur die ballingskap het God vir hulle profete gestuur om vir hulle te bly bemoedig dat ten spyte van hulle omstandighede hy vir hulle bly sê het, ek sal julle nie laat vaar nie. Ek sal julle vashou en hy het vir hulle deur die profete bly inspireer. En hy lei vir hulle dat hulle deur die profesie om verby die omstandighede te kyk en steeds die uitkomste sien wat hy vir hulle bewerk het. En die eerste woord van Jesaja 55 is die woordjie kom. Kom. Kom na my toe. Kom luister na my en julle sal lewe. Ek gaan met julle 'n nuwe verbond sluit. Ek gaan my opnuut weer aan julle kom verbind. En soos Dawid sê hy, sy grondgebied uitgebrei het en oor baie volke regeer het, sal Israel, sê hy, weer die middelpunt van die wêreld word. En ek sal vir julle toerus met 'n boodskap wat vir die hele wêreld sal wees, en nasies wat julle nie geken het nie, sal na julle toe hardloop, omdat julle vers 5 'n boodskap het vir almal. En die boodskap van verlossing uit die ballingskap sal juis 'n beklemtoning wees. Kan ons amper sê die boodskap van God se erns kom onderstreep. Julle sal sien, God het beloof en hy bring vir ons terug, en dit is die begin. God het ons verlos. Dit is ons boodskap, dit waarvan ons gaan getuig. So nasies sal na hulle toe stroom, want God het vir hulle uit die ballingskap uit laat terugkom, en hy het vir hulle voete geplaas op 'n pad wat hy vir hulle wil hê, en dat hierdie pad waarop hy hulle voete plaas, gaan 'n ongelooflike boodskap na die wêreld toe uitstuur. Die tweede, kan ons amper sê, waarna ons vanoggend moet kyk, is die bemoediging, vers 6 tot 11. Die uitnodiging was eintlik 'n baie tydige, kan ons sê, oproep vir die volk. Want nou, wat baie interessant is, wat ons nou lees, is dat nie almal was aan boord nie. As ons lees van goddeloses, verkeerde paaie, slegte planne, wil dit vir ons sê dat nie almal daar in die ballingskap het die pad van die Here geloop nie. En daarom verstaan ons dat hy eers vir hulle kom sê, kom terug, bekeer julle, kom terug na my toe. Met ander woorde, wat kom die Here doen? Hy kom steek sy hand na hulle toe uit, 'n hand van genade. Dis asof hy vir hulle wil sê, ek weet hoe julle dink.
Julle het geen vertroue meer in julleself nie. Julle dink dat julle vir niks meer goed is nie. Julle dink dat julle nie meer iets vir iemand anders kan beteken nie. Julle dink dat ek nie weer na julle toe sal uitreik en mooi verwagtinge van julle kan hê nie, maar nou, kom asseblief. Kom, ek wil met julle 'n nuwe ooreenkoms aangaan. Ek wil julle gebruik. Moenie teen julleself vaskyk nie en moenie net die foute en die mislukkings raak sien nie, want ek dink anderster oor julle omstandighede. Ek dink anders oor julle. My gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Moenie dat julle omstandighede of julle swak selfbeeld vir julle laat dink dat ek julle nie meer kan gebruik nie. Ek verstaan dat julle klein gelowig en moedeloos kan wees vanweë die ellende van die ballingskap. Ek weet julle sukkel om ernstig weer te dink dat julle 'n toekoms kan hê. Ek weet julle sukkel om verby julle omstandighede te kyk, maar ek het 'n nuwe roeping vir julle. Julle kan teruggaan en ek gee 'n belofte aan julle, 'n belofte van hoop. Daar sal 'n totaal ander koning opstaan in die huis van Dawid. Beloof die Here in Jesaja 6:55. Daar sal 'n ander koning opstaan uit die huis van Dawid. En ek sal genade gee aan almal, nie net aan die huis aan die huis van Dawid nie, maar aan almal wat my vra. En vriende, daai stukkie inligting wat Jesaja vir ons gee is, ek wil amper sê, is 'n verskriklik groot stuk inligting. Die genade wat ek gee is vir almal wat na my vra. Ek ag julle so hoog dat ek hierdie boodskap aan julle kom toevertrou. Die mense sal na julle toe hardloop ter wille van die Here julle God, omdat hy jou in ere herstel het. En dan in die laaste plek, vers 12 en 13. So nadat die Here hulle kom bemoedig het, vir hulle eintlik weer, kan ons sê, iets gegee het waaraan hulle kan vashou, is dit so kompleet asof die Here nou kom en hulle koppe so bietjie kom optel, asof hy vir hulle wil sê, kyk nou net bietjie boontoe, kyk 'n bietjie verby, kyk vorentoe, moenie vashak by julle omstandighede nou nie. Moet net nie nou hier kom vashou nie. Kyk verby. En dan sê die Here, hy gee vir hulle so 'n prentjie vooruit. Hy sê, julle sal uit Babel uit vertrek, wegtrek en julle sal in vrede gelei word. Daar sal niks op julle pad terug in julle pad staan nie. En dan sê die Here die wonderlike ding. Hy sê die berge en die heuwels sal voor julle uitjubel en juig. Dis 'n semi-woestyngebied waardeur hulle moet kom. Daar van die ooste af terug Israel toe. Maar hy sê die berge en die heuwels sal voor julle juig en jubel. Al die bome in die veld sal hande klap. Daar gaan bome wees. Hy sê in die plek van 'n doringbos wat julle so sien, gaan 'n sipres opstaan, opskiet, en in die plek van 'n dussel sal 'n mirteboom opskiet. En dan sê hy, dit alles, met ander woorde, hierdie pad waarop ek julle terugvat, omdat ek 'n roeping vir julle het, dit sal tot eer van die Here wees, vers 13, 'n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. So die slothoofstuk, vriende, sluit baie nou aan hierdie, kan ek amper sê, profesie wat die Here deur Jesaja kom gee, sluit baie nou aan by die slotprofesie van die profeet Esegiel, wat ook tydens die ballingskap opgetree het, waar ons lees van die water wat uit die heiligdom uit sal stroom. So die heiligdom simboliseer ons verhouding met God. En die betekenis van die beeld van die water is ons verhouding met die Here. En vanuit die verhouding met die Here vloei daar 'n stroom water wat lewe bring so ver as wat dit vloei. En God se belofte hier in Jesaja 55 is dat hy met hulle in hierdie verhouding tree
en dat vanuit hierdie verhouding daar nuwe lewe sal kom. En nasies wat jou nie geken het nie, vers 5, sal na jou toe hardloop. Nou, is dit baie interessant, die Duitse teoloog Klaus Westermann, daarvan die Universiteit van Heidelberg, kom in sy kommentaar oor Jesaja, en hy kom trek, nogal baie interessant, 'n duidelike lyn van Jesaja af na die Christelike geloof van ons huidige tyd. En nou is dit interessant, dat God het hierdie belofte, wat hy vir Israel, vir Juda gegee het daar in Babylonië, het hy waargemaak op Kersdag, toe Jesus in 'n stal gebore is. God het die wêreld so lief gehad, sê Johannes, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het die mense so lief gehad, dat hy bereid was om sy seun te stuur. Wat het God gesien? Sonde het die mens so in sy mag gehad. Sonde het die Satan mag gegee om mense voor God aan te kla. En hulle was skuldig, mense. Die sonderekening was so groot, en daar kon net een uitspraak gewees het, en dit is die doodstraf. Die regter sou geen ander uitspraak kon gelewer het nie, want anders sou dit strydig wees met sy karakter en vir wie hy is. En daar's net een wat sou gejuig het, en dit is Satan, want op hierdie manier kon hy vir God teruggekry het. Maar dan swaai die hofsaal se deur oop, en Jesus stap die hofsaal binne, en hy kom bied homself aan, om te sterf in die plek van hulle, wat skuldig bevind is. En hy sê, ek sal in hulle plek sterwe. En hy neem hulle skuld op hom. Hy vat al die klagstate, vat hy wat daar opgestapel gelê het, en toe hy aan die kruis op Golgotha gesterf het, het hy al hierdie klagstate vernietig, wat teen ons geskryf gestaan het. En ons kon die hofsaal as vrygespreektes uitstap. En daar was 'n wonderlike gevolg. Ons kunskap met God is herstel. Alles wat tussen ons en God gestaan het, het Jesus kom wegneem. En hy het opgestaan. En hy het opgevaar. Hy het die dood oorwin. Hy het lewe gebring. Op Pinksterdag is die Heilige Gees op al die Here se kinders uitgestort. En hy het deur die Gees in sy kinders se lewens kon bly. En die oggend, toe daardie Heilige Gees uitgestort is in Jerusalem, was daar 120 mense in die bokkamer gewees. En die Here se kinders het begin getuig. Hulle het op die strate gegaan en hulle het getuig. En die stroom van lewende water het begin vloei. Die boodskap is uitgedra. Die aand, toe was daar 3000 mense wat tot geloof in die Here Jesus gekom het. En aan die einde van daai naweek was die getalle 5000 mense. Mind-blowing, soos die Engelse sê. Maar God het 'n plan gehad, toe hy sy kinders uit die ballingskap laat kom het. Hulle het dit nie verstaan nie. Maar op 'n manier het die tyd in die ballingskap ook vir hulle voorberei vir die groot plan wat God met hulle lewe gehad het. Die prentjie dat God vir hulle 'n kykie vorentoe gegee het. Kyk verby. Julle sal nie nou alles verstaan nie. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle optree nie soos myne nie, maar eendag sal julle verstaan. En hoe wonderlik sit ons vandag in die posisie dat ons die boodskap wat God in Jesaja 55 gegee het, dat ons dit vandag by wyse van terugskoue kan verstaan. Die boodskap van verlossing. Nasies wat na hulle toe sal hardloop, want hulle het die draers van 'n boodskap van verlossing gehad. En dan die ballingskap, wil ek net weer sê, het vir hulle hiervoor voorberei, toegerus, al het hulle dit nie verstaan nie.
Ek wil vanoggend afsluit om te sê ons verstaan nie altyd alles nie. Maar dit is God se belofte aan ons, dat ons eendag sal kan terugkyk en sy doel sal kan verstaan en sal sien. En weet julle, dit is die dinge wat vir my energie gee om vorentoe te gaan en aan te gaan om deel van die stroom van lewende water te wees en te bly, om lewe te bring so ver soos wat ek gaan. En weet julle, ek mag dalk nie nou al die vrugte sien, maar ek weet, en God beloof dit vir my, dat wat ek vandag saai, eendag 'n oes sal lewer, wat sal getuig van die wonders van God. En dis waarmee ek vanoggend vir julle ook net wil oproep. Saai, wees deel van hierdie water en bring lewe waar die Here jou ook vat. Julle verstaan dalk nie alles nou nie, maar eendag sal die Here vir ons sien. Ek wil vreeslik graag tog maar sluit net met 'n boodskap. Daar was vreeslik beswaar van mense, mos julle weet, toe die NG Kerk bedrag geld aan die hongermense in Gaza gegee het, deur die Middle Eastern Christian Church, MECC, veral kospakkies vir kinders. En toe het party ouens nou maar weer in kraam gegaan oor dit wat die NG Kerk gedoen het, soos wat mense oor in die kraam gaan omtrent oor so baie dinge. Maar weet julle vriende, ek wil vir julle 'n stukkie getuienis gee op daai pakkie wat vir die kinders gegee is. Jesus loves you, from the Dutch Reformed Church in South Africa. Kinders wat besig was om dood te gaan, het kospakkies gekry, kom by die maatskaplike werker. Who is Jesus that loves me? Who is this Jesus? En wat 'n incredible geleentheid om te getuig. Maar wat ek net vir julle wil sê is, dis die manier hoe ons saai. Ons weet nie altyd wat die gevolg is nie. Hier het ons nou 'n voorbeeld, maar gaan saai. Ons verstaan nie altyd alles nie, maar die Here het 'n plan met elkeen van ons se lewe. Amen. En Here, hoe baie keer staan ons voor die realiteit, ons verstaan nie. My planne was so in plek. Dit was goeie planne, dit was edelplanne. Ja, Here, ek was reg om 'n nuwe seisoen te begin. My fokus is op U. En ek glo dis 'n roeping, ek glo dis die pad wat U wys. En dan moet my planne verander. Want ja, Here, ons planne is nie U planne nie. Ons dade is nie U dade nie. Dankie dat ons vanoggend, Here, opnuut 'n kalmte en 'n vrede kan ervaar. Wees stil en weet, ek is die Here. Ek het planne vir jou, al verstaan jy dit nie. Ook vir hierdie 3 kindertjies, Here. Soos U gehad het vir die kindjie Jesus, gebore in Bethlehem, in 'n krib. En daardie planne, Here, raak almal, elkeen van ons vanoggend hier. Ons kan maar net sê, dankie. Amen.